Goeienaand sê, welkom bij nog een episode van Op die Kantlijn. Woensdag aan 8 uur op die Kantlijn tijd. Ik hoop allemaal is vastgenaald voor het scherm. Allemaal kijk vanavond die show. Want we hebben vanavond 2 goede gasten. Wat met ons gaan samengesteld. Maar voor we die gasten komen, Nancy Frenkel. Goeienaand Sakkie, lekker om terug te wees. Soos jy gesê het, 2 goeie of great gaste vanaand. En die show raak net al hoe meer exciting. Ons raak al hoe nader of kom al hoe nader na die 29 November toe, dag van die Sevens. En as groot excitement nie net onder die klubs, maar ook 'n mens kan die gees begin voel in die dorp. So ja, lekker tyd van die jaar om in Mamre te wees. As jy vanaand die show kyk, laat weet ons waarvan as jy kyk. 'n Comment, maak maar 'n comment daar. As die gaste hier is, julle is meer as welkom om te interact met die ouens. Ons is nie skaam of bang nie. En as daar nog van die manne daar buite is wat wil kom deelneem en hier op die stoele kom sit hier langs ons, is meer as welkom om kontak te maak met my, Frenko, Stef, Amber. Jy kan met iedereen van ons kontak maak. En jy jou plek is bespreek hier by Op die Kantlijn. Jy kan hier lekker kom sit en gesels. Ik wil net weer eerst voor de mensen herinneren buiten. Als je een stelletje wil hê, als je wender wil wees bij die toernooi, die 29 November, ontsluit, ons maak toe die 16 oktober. Na die 16 oktober, dan is het toe. Dan kan niemand meer aanzoek doen. Nie. Dus je nog kans tot die 16 oktober toe, om in te schrijven voor een wender. Ja, en gepraat van gasten, vanavond gesels ons met die alombekende Pieter February. En Marius Apollos, 2 multi-talented sportmanne van ons gemeenskap. Ons sien uit om na hulle stories te hoor oor die jare en van rugby en cricket. So join ons gerus, tag julle vriende in die show en gee vir ons 'n like daarso en gesels gerus saam in die comment section. Ons sien uit na 'n lekker geselsprogram. Ja, en dan ook van die 15de Oktober af, die 15de van die maand maak ons 'n spanne bekend wat ingeskryf het. 'n Paar exciting spanne die jaar vir die Sevens. So volg gerus ons social media pages. Die spanne word binnekort bekend gemaak. Soos Frenko sê, van volgende week en woensdag af van mense word die spanne bekend gemaak. En nie eens ek weet wie is die spanne wat gaan deelneem. Nie eens ek weet nie. Dat is also miskien heel moontlik, ja, die gaste wat vanaand is, miskien kan hulle vir ons lig werp op wie die van die spanne is. Ek weet nie, ons sal maar moet wag en sien tot volgende week in woensdag. Ons vat 'n vinnige breek, ons nou terug. Become a sponsor of the OK Mamre Community Sevens today. You'll get brand exposure to a wide local and regional audience, community engagement that shows your support for community sport, positive PR by empowering youth and creating opportunities, as well as presence across event banners, social media and live coverage. Join the legacy today and contact us on info@okmamre7.co.za. Rugby, the heart of Mamre. Join us as we take a deep dive into the rich history of what makes rugby the heartbeat of Mamre. Welkom terug by Op die Kantlijn. Ek is nou net so vinnig herinner daaraan, ons is 52 dae weg van die Mamre, die OK Mamre gemeenskap Sevens, 52 dae na die goeie dag toe. Ek sien net soos Frenko sê, die gees, jy kan die gees begin voel in die dorp. Mense begin raak excited. Die kaartjies sal binnekort, sal ons vir julle aankondig, wanneer die kaartjies beskikbaar is, die kaartjies, so julle wees gereed, as die kaartjies, as het bekend gemaakt word, dat jy jou kaartjie in die hande krijg. Maar soos vroeger genoem, ons het vanavond 2 gasten saam ons, hier aan my rechterkant sit, Marius Apollos. Ik wil nog niet vanavond, ik wil nog niet spok met die mannen, maar Marius Apollos, zoals Frenko zei, hij is niet net een rugbyspeler, Marius speelt cricket en deze hou hem bezig met golf ook.
So hy kan enige bal wat daar beskikbaar is. Hy kan selfs 'n bietjie sokker ook speel. En langsom sit die groot gees. Pieter, en luister mooi, as Pieter February. Pieter, miskien moet jy my net vanaand hier, maak net die ding hier stryd, voordat ek weet nie, ek wil nie in die moeilikheid kom. Nou Sakie, okay, ek sê, my van is February, en maak nie my saak wat my van is. Okay. Want ek moet eintlik 'n Davids wees. My NASA voorsate is Isaac Witsantel. Daai Davids. Ja, daai Davids. So daai manne kon rugby gespeel het. Ek is nou nie so 'n goeie rugby speler gewees al die jare nie. Ek is nou nie so goed soos daai Davids nie. Maar die rede hoekom ek so sê, my pa het nooit sy pa geken. So hy het toe sy stiefpa se van aangeneem wat Februarie was. En toe ek nou aansoek doen vir ID en ek stuur my goed weer na die departement binnelandse sake toe vir Februarie. Toe kom my ID terug en toe staan daar Petrus Jacobus Februarie. Toe dink ek maar, wat man, ek gaan dit ook maar net daar los. Ek gaan nie nou nog moeite doen om my van te change. En dit is eintlik hoe ek Februarie is en die ander 12 is almal Februarie. Die ander 12. Dan het geneek aan daar was nie by TV service. Ja, daar was net die radio transistor. Pieter, as ek nou terugkom na die Marius toe, hoe het rugby begin? Waar rugby die eerste keer deel van jou lewe geword? Op skool, laerskool. Meneer Clement was my eerste coach, meneer Clement Alexander. Hy was my eerste coach. Ons het gespeel vir die Honnekop spannetjie. Ons het nog onder gewig gespeel. En daar was mos under 45, under 39, 39 en under 32 spannetjie. Nou ek het vir die Honnekop spannetjie begin speel. Die under 32. Ja, en daar was 'n mannetjie, is nou al oud deur Babber se oom, Semi Beef, soos ons hom geken het, se klong Jonathan. Hy het gesê vir meneer Clement, hy wil toe meneer Clement vra vir hom watter posisie wil hy speel. En toe sê hy, maar hy wil scrumback speel. Nou. Toe gooi met die worm in die hakke posisie. Hy het gespeel, maar dit was waar ek rugby begin lief word het voor. Daarna het ek in die onder 39 spannetjie gespeel. 39 kg spannetjie. Ek het die Bolandspan gehaal, Sapsa nou daai tyd. En ons het gaan speel in Oudtshoorn aan die Sapsa toernooi teen Oopie, teen Grens, teen Griekwas, Transvaal destyds. Daai span het ons gespeel op Oudtshoorn. My sakgeld vir daai week was 'n weektoernooi. My sakgeld was R1. En ek het elke dag met daai R1 het ek kon koeldrank koop, biltong koop, dan kan nog biltong van daai rand kan ek nog biltong huis toe gebring het. So goedkoop was die goed destyds. En die waarde van die rand was baie groot geweest. Was seker by 'n okay minimark geweest. Nee. Uit die dan so naam uit die fabriek uit vir Oh. Ja. Manne, baie welkom hier so by ons vanaand van my kant af. Dankie. Mr. Februarie, baie dankie vir hy intro. Marius, welkom. Ons het vir jou sien opgroei in die plek, talented sportman, rugby, cricket. Ek onthou jou as 'n sportman wat altyd gedissiplineerd was, dedicated, hardwerkend. Sê vir ons wat alles vir jou begin as 'n youngster in die dorp en waar het jou liefde vir die spel rugby begin en later toe ons sien wat obviously toe jy klaar met rugby het was cricket eintlik jou passie, soos ek vroeër gesê het. So vertel vir ons wat alles vir jou begin. Nee, dankie vir my van julle ook dat ek vanaand bietjie kan kom deel met julle hierso en my ou vriend hier langsaan.
het gaan ook terug laerskool daar, Mamrie Morper mee. Ongelukkig daai tyd het my ma se broers of van hulle families was onderwysers. En my oom Kelvin Johannes, hy was daai tyd een van Hamlet se voorste rugby spelers. Ek het hom agterna, ek kon hom nou verstaan nie hoekom John Eales van Australië jou rolmodel was. Want John Eales het pale toe geskop as 'n lok. En hy was ook 'n lok gewees wat pale toe geskop het. En toe sê hy eendag vir hy gesê dat jy moet dan nog rugby spelers uit die familie uitkom. Of dit nou Apollos of Johannes is, daar moet en hy sal moeite maak van hy saak. Toe hoor ek ook by die skool van gewig en dink ek, okay, gaan rugby oor gewig. So almal wat saam kan speel, gaan ewe lig lyk. Dat gaan nie swaar manne wees nie. Dan dink ek, okay, dan is die mos 'n easy ding. As dit aan oor gewig. Mense kon nooit dink wat sou later gebeur dat dinge nie oor gewig gaan oor ouderdom. En dus Pieter praat van rondekoppe. Aan my tyd toe die rondekoppe 'n ander naam gekry. Hulle het gesê jy begin by die chipspannetjie. Jy kry nou al die gewigte, maar as jy nou te lig is, dan is 'n span wat bekend gedaan word. Dit was as die chipspannetjie. Toe my oom Kelvin wat 'n onderwyser ook daai was en Sessie Arendse was ook daar, ja, onderwyser. Pieter het so toe ek van die skool afgaan toe kom Pieter, so ek het vir hom gemis. Hy kan nie vir my sê van my skool gaan. Toe dan Kelvin, hy was mos 'n skopper gewees en toe hy gesê, "Raai gemeente, ons moet nou 'n span kies, maar ons gaan nou van nommer 15 af kies." En die manne wat die bal kan vang, daai man sal die agter wees. En dit het so gekom dat hulle agter nommer 15 die eerste posisie geraak het. Hy kon seker sien dat daar 'n bietjie bal vaardigheid in my wat seker nou ook by die cricket en ander sportsoorte ingetaai het en dis hoe ek aan rugby gekom het. Ek is hom en ek aangestel om loskakel te agter te wees op laerskool totdat dit nou later uitgekring het en ek nou betrokke geraak het met Hamlets, want hy was wel Hamlets man. So ek kan nou nie, ek moet in die familie, daai tyd as families is jy's opgelyn by 'n sekere span in die dorp. So jy moet nou agter daai oom se spoedspore aangaan en dis waar ek by Hamlets my junior daar ook onder die gewig. En later het ek ook gedink maar nou hierso is twee wêrelde. Soos twee wêrelde van gewig en dan hoor ek van daar's 'n ander wêreld van ouderdom. En die twee wêrelde was eintlik die SACCOs en die federasie tyd. En in die hoërskoolloopbaan toe kom daar weer verandering van waar ek nou eintlik van Hamlets af weggaan en my eie kop toe volg en Mamrie Rugby Club as 'n junior verder gespeel het. Okay, great. Okay, Pieter, Marius praat nou so, hy het juniors beide kante van die draad gespeel. So Marius het beide kante geproef. Jy self was aan beide kante. Ek dink jy het op 'n stadium genoem dat jy was op universiteit op college tyd. Ja, Bellville Training College was onderwyscollege, ja, en daai was nog op die Open Tech grond, net so agter Boes. Ek het gespeel vir Bok, soos ons hom geken het. Ek het vir Bok gespeel first team skrums. Dis nou Bellville onderwyscollege. Onderwyscollege, ja. Ek het gespeel skrumskakel, maar ek wil gou Marius gou net aansluit. Jou oom Kelvin het lok gespeel. Ons het hom ons genoem Long, né? Hy was mos sy naam, sy noemnaam. Maar jy het 'n ander oom gehad wat ook geslot was, wat lok gespeel het, jou oom Winkie. Hy was ouer as Kelvin. Hy het ook jare vir Hamlets first team gespeel. So ek wil net hy herstelling maak. Daar was meer as een rede. Ja. Ja, daar was twee in jou familie wat vir Hamlets gespeel het. Ek het na ek van die college af gekom het, het ek vir Hamlets gejoin en vir Hamlets gespeel, maar dit het nie vir my gewerk nie. Regtig waar. Ek het nog eens 'n volle seisoen by Hamlets gespeel het toe ek
na Mamre toe oorbeweeg en dis waar ek my rugby gaan speel het. Ek was nou nie 'n goeie speler nie, ek was maar altyd maar so die second team gaan so nou en dan first team totdat my broer my eendag gepimp Davy. Hy was ook 'n skrimskakel en ek word gekies om op Woester te gaan speel first team te gaan speel Woester. Right, nou sit ons aan die stand en ons wag mos nou die second team is besig, maar ek sien nie kom Davy afgedraf halftime. Nou, dis nou wanneer ons nou beweeg om te gaan aantrek. Om te gaan aantrek, ja. Die first team. Die first team, ja. Gaan beweeg ons ook aan aantrek. Arnold Liederman was onze kapitein. Nou, as ek besig, nou al my toks aan, my sokkies aan, my broekie aan, ek wou net met my jersey. Toe kom Anna na my toe sê, vir my Piet, sy weet mos wat sy gemaak het, nee. Ek wonder toe, niemand het mos vir my gesien nie, ek was daar nie eens in die dorpie. Toe Davy my gepimp, ek het gedrink in die week. Toe word ek in die spanning gegooi, ek het seker die hele first team, so eerste helfte, het ek in die kroeg moes ek van skaam gewees. Maar jy dames op die starting. Ja, ek dames op die starting. Toe staat Davy nog. Toe staat Davy, hy kom van second team af en hy staat toe so en hy speel die hele game. Ek het nie so syd gekry nie. Ek is gedrop net daar in die kroeg. Maar het was lekker te hier gewees. Weet jy nou maar nou die toe jy nog met Mamre kon speel en Davy speel ook met Mamre en beide van julle speel skrimskakel. Hoe was die kompetisie tussen die twee broers? Nee, ek dink hy was beter as ek. Hy was beter as ek want hy was jonger as ek gewees. En maar die kompetisie was fees geweest. Maar hy was toe my senior geweest want ek was second team skamer en hy was first team skamer. Ja. Maar daar was ook manne soos net voor my was daar manne soos Bones en Attila te gaan briljante rugby spelers. Skrimskakel gespeel, Bones het later gaan nommer 8 speel. Maar daarvan af het hy net so goed gespeel van nommer 8. So daar's 'n baie goeie span gewees. Ja, soos Davy sê sak, daar was net 2 skrammers in manne. Dis hy en Davy February. Ja, Pieter nou as ek julle nou moet terugvat, as ons nou moet teruggaan, né? Ons het gevra waar ek julle begin het en as jy vir ons net so 'n klein bietjie teruggaan wat ons het so voor van die lig af gepraat oor Bluebears, jy het so 'n bietjie inligting rondom Bluebears en hoe waar dinge begin in die dorp waar rugby. Ja. Hoe jy begin groot word. Wat is jy ervaar? Ja, Sakkie, rugby, ek het van 1980 tot 1982, hy was met 3 jaar wat ek op college was. Toe moes ek het LO gedoen. Toe moes ons taak oor die 3 jaar indien. En ek het toe besluit op die ontstaan van rugby in Mamre. En ek het met mense soos om Wêreldpiek, Auntie Sophie van Mr. Wense, se pa. Ek het met Mr. Wens self, ek het met hom Hentas, wat was hom Hentas van? Ek weet sy bynaam was Vlakkas. Ek het met hom Hentas, het ek onderhoude gevoer. En 'n hele paar mense in die dorp wat destyds rugby gespeel. My pa self was ook 'n stifterslid van 'n klub, ek kom later daarby. Mr. Wêreldpiek het vir my gesê, vertel, die geskiedenis van rugby in die dorp. Voor die Tweede Wêreldoorlog wat in 1939 begin het, was daar 2 rugby spanne gewees in die dorp. Een was Lilies en die ander een was Roses. Maar hulle het nie amptelik gespeel teen mekaar. So amper so 'n tipe van 'n boestraat in die onderstraat. Dit is waar hulle gespeel het in 'n rugbyveld was daar verby die begraafplaas daar op by lande aan die agterkant daar wat om duintjie hulle altyd eggies gepluk het. Eggies gesaai. Daai hulle daar gespeel, maar toe die oorlog nou begin het alles mos nou dood gegaan in die dorp en van die manne het mos in die oorlog gaan veg daar bo in die Noord-Afrika. En Thys Luke kan ek onthou was 'n gevangene, krygsgevangene by Tobruk in die oorlogtyd. So
die manne het uitgegaan en na die oorlog nou klaar is, 1945 toe die oorlog nou verby is, het hulle 'n klub gestig. Ek weet nou nie wie was verantwoordelik vir die stigting van die klub nie, maar Mr. Wêreldpiet was een van hulle gewees wat 'n klub gestig het. En daai klub se naam was Bluebells. Hulle het 'n blou trui gehad met 'n breë wit band hier om die maag. Daai was Bluebells, maar hulle het net 2 jaar gehou. In 1948 dink ek was hulle gestig en hulle net 2 jaar gehou. Toe gaan die klub uitmekaar uitgeval. Onbindelijk. Hulle het ontbind, ja. Toe 1950 het Mr. Wen en Nikki Bloubraak, sy neef, daai Nikki Bloubraak se van was gewees, Nikki Eis. Het hulle gekom, Mr. Wen het vir Tisters gespeel in die Kaap. Het hulle gekom en gespeel, Oaks Rugby Club gestig, 1950. En daai klub het tot 1960 het hulle gefungeer. Hulle het gespeel in die Malmesbury omgewing word ons het gepraat van die tyd van Malmesbury word. Het hulle tot 1960 voordat Nikki Eis weggebreek het van Oaks af en hy gaan stig vir Hamlets in 1960 met manne soos Freddy Karels hulle, Herman Johannes hulle wat na Hamlets so beweeg het. En net 'n jaar daarna, ek weet nie waar dit was met Nikki Eis, Nikki Bloubraak, maar 'n jaar daarna, toe stig hy weer vir Bluebells. En op my foon het ek 'n foto gewys vir die mense net ook van die wapen van Bluebells. Daar staan op die wapen established 1961. So Bluebells is net 'n jaar na Hamlets gestig en nie klop jare na Hamlets, is net 'n jaar gewees. En Nikki Eis was verantwoordelik vir die stigting van Bluebells. My pa was een van hulle wat saam met hom na Bluebells gegaan het. So, en dan in 1978 toe die spanne nou, of 77 het die spanne nou met mekaar begin praat, rondom een span in die dorp. En hulle het by mekaar gekom, hulle was nog aan die ou skooltjie daar, nog op die kerkgrond. Daar het hulle samesprekings gevoer, maar die samesprekings het later doodgeloop en toe het Hamlets beweeg en het SARU gaan speel as gevolg van die manne se hoe kan ek nou sê, as gevolg se oortuiging, politieke oortuigings, het Hamlets beweeg na SARU toe. Ek dink die man wat daar nog voorsitter was Unipiek. Balipiek, ja. Balipiek was die voorsitter van Hamlets. Hulle het beweeg SARU toe. Bluebells het ontbind en van Bluebells se manne het gaan aansluit by Hamlets en hulle het gaan aansluit by Oaks. In 1978 het Oaks Mamre geraak, naamsverandering ondergaan. En haar manne wat daar gespeel het was Arnold Diedeman hulle, Josie Warnick. Hulle het gespeel John Stubbs. Nee, van Bluebells se manne. Okay. Hulle het nou gaan speel vir Mamre. John Stubbs was daar gewees, hy was mos 'n Oaksman gewees. En die ander manne soos Gerald ja, soos ons hom ken, Gerald Cavey en Jackie Fortuyn en Lang John Williams, die weet ek nie of hy nog gespeel het nie, maar daai is die manne wat vir Hamlets gaan join het. En Bluebells het in 1978 het Bluebells ontbind en nie in 1982 nie. So Bluebells is in 1961 gestig en in 1978 het hy ontbind. Want ek het gesien op die klips wat op die advertensie van op die kantlyn is, daar gee hulle nou die geschiedenis van die rugby, wat vir my nie heeltemal korrek is nie. Want die ontbinding van Bluebells was in 1978. Ja. Okay, vir die van julle wat saam kyk vanaand, ons gesels met Marius Apollos en Pieter Februarie, twee plaaslike sportlegendes in ons dorp.
Net na die breek gaan ons vinnig met Marius weer gesels. Pieter, dankie vir daai breedvoerige verduideliking. Ons vat gou net vinnig 'n breek en dan kom ons terug met nog lekker stories van die twee manne hier. Enter to win 2 VIP tickets to the OK Mamre Community Sevens Rugby Tournament, taking place on the 29th of November at the Mamre Sports Club. All you have to do is like, follow, and join our social media accounts, comment OK Sevens giveaway and tag 2 of your friends, and share this post to your story. The winner will be announced live on the 12th of November on Oppikaiting. You have more than enough time to enter, and you can enter as much as you want. Good luck. Welkom terug weer op die kantlyn. Ons praat saam met Marius Apollos en Pieter February vanaand. Marius, Pieter het nou 'n mond vol gesê. Vertel vir ons so 'n bietjie meer wat jy weet van die geskiedenis van rugby in Mamre. Ek het ook met 'n paar manne in die dorp gesels, betroubare bronne. So ek gaan nou nie aanhaal, maar jy moet maar sit op hierdie platform of jy goed akkurat is. Net om met ander informasie weer in die toekoms afgehaal word. Maar ek het informasie ook gekry dat daar van die late 40s af na die 60s toe was daar 3 spanne. Bluebells, Oaks en Hamlets. Ek het nog nie so 'n lang geskiedenis van soos Pieter, maar die storie wat vir my fascineer was, Mamre, as jy so terugdink aan die late 40s, wat en waar die mense uitgaan. Daar's grondpaaie, maar water was nie oral beskikbaar gewees en ons het 'n pomp gehad daaronder by die oaks, by die akkerbome. Nie wonder die akker as deel van die wapens wat van Mamre Rugby Club. Nou, by die pomp was by mekaar komplek gewees van die stories wat ek gehoor het. Die vroumense het kom was, die mansmense moet die water huis toe gedra het. En soos die vroumense nou was, het die mansmense maar nou uitgehang daar en hulle domino's gespeel. En terwyl hulle domino's speel was het 4 manne besluit oor die ontstaan van Oaks Rugby Club. En hulle het daarvandaan in die dorp gegaan. Ek is nie seker wie die persoon is wat hulle toe gekry het om die eerste voorsitter te gekry het van Mamre, van Oaks Rugby Club en kan Pieter daar inkom. Maar dis hoe ek kan informasie probeer inwin het. Uit die pomp uit. Ja. Het Oaks ontstaan rondom 'n domino game in die dorp en Oaks het daarvandaan op die been gekom. Ja. Net Marius het interessant, ek dink Pieter het vroeër genoem. Oaks was van 1950 tot 1960. En toe het hulle Mamre Rugby Club begin. Nee. Of sorry, Oaks Oaks as in 1950 se ontstaan gehad. Ja. In 1960 moes daar Hamlets van Oaks af. Ja. So Oaks, wanneer het Mamre Rugby Club? Mamre Rugby Club het 'n naam. Of die naam signs gehad in 1978. 1978. Ja. Okay, so ja, ek verstaan hom nou. So tegnies gesproke is Mamre Rugby Club van 78 af. Ja. Of die naam Mamre Rugby Club. Ja, daar's 'n groot daar's nog 'n 'n debat en twistpunt rondom wanneer want daar's manne soos my broer Janie sê, hy sê onomwonde, hy het nooit vir Oaks gespeel nie. Hy het vir Mamre Rugby Club gespeel en hy het in 1978 begin speel. So hy het nie vir toe daar die 50ste bestaanjaar was of soets aan die aard, toe was daar nog al 'n groot debat rondom dit gewees. Maar die manne het toe besluit, die klub het besluit dat hulle vier die 50ste bestaanjaar van Mamre Rugby Club wat eintlik 'n naamsverandering ondergaan het. So personeel het dieselfde gebly, maar was 'n naamchange wys. Ja. En hulle sou nogal
as die spanne bymekaar gekom het, nou een span geraak het, ek dink Aikie Patience het nou altyd so 'n rugby jersey, so 'n ou Transvaal, die rooi met die wit strepe in die midde. Aikie het nog so 'n jersey, dit sou die trui gewees het As die twee spanne as die spanne, 3 spanne saamgesmelt het, ja. Maar dit was nog nie gebeur nie, en toe het Bluebells was donkerblou met wit. En ons het van hulle gepraat as ou Bluebells. In 1961 toe word Young Bluebells gestig en hulle het 'n ligblou jersey gehad met 'n geel kollar. En hulle is in 1978 is hulle ontbind. Was daarom daai tyd genoeg man om al die Ek het nog manne nou net ek het nogal gehoor by John Lang John Williams by hom en by Johnny September gehoor. Soms moes hulle maar geskraap het. Hulle het gesukkel want die manne al gedop en die manne vat om te kom speel. So hulle het maar gesukkel. Maar Bluebells het goeie players gehad. Daar is vandag hierdie Saterdag word Japie Blake begrawe. En hy was Bluebells se flyer gewees. En dan was daar nog 'n flyer, Albert van der Merwe. Wat is die se naam? Stewart van der Merwe se oom. Hy was net so 'n goeie player gewees, ook flyer, maar hulle het gespeel. Baie Pella se ouens het gespeel en baie ouens van die plaas Papielsfontein het vir Bluebells gespeel. En daar was goeie ouens, Geysie, daar was 'n ou met die naam van Geysie hy was 'n skimskakel. En dan was daar Pitty van Willie Solomons. Kan ek maar die bynaam gee, Willie Haas het ons hom gesê. Hy het nou Willie se huis was Bluebells se clubhouse. Hulle daar het Bluebells hulle goed bedryf. So Bluebells was 'n goeie span, Pitty was 'n goeie skimskakel gewees. Pitty is ook verlede jaar oorlede dink ek. Maar hy was 'n goeie skimskakel. En rugby was soos 'n godsdienst hier so in die dorp gewees. As 'n derby was, daar's die dorp leeg, daar's almal langs die veld. Nou mamma het gespeel, dit boekant daar by die nuwe uitbreiding, daar was mamma se veld. Hemlet se veld was hier waar die skool nou staan. Hemlet het so 'n sandgat gehad. En Bluebells se veld was daar waar die nuwe sportgronde is, die huidige sportgronde, maar amper teen die pad, daai stuk waar die busse op staan, daai was hulle Bluebells se veld gewees. En daar was ook karakters in die dorp. Kom ek sê, Hemlet het 'n karakter gehad. Barry Roberts. Barry het die hele dag geskree, Hemlet. Hy loop so om die veld. Henny party Bluebells het weer 'n karakter gehad. Henny partytjie het ons hom gesê. Henny het nou sy broek, hy moes so aangat geskiet, hy was nou ouer kot hy gewees. Dan het hy sy broekie agter vasgehou want die belt omgehad, hy loop om die veld, hy skree, al die hande! Nou vernoem na die Franse rugbyspan. Daai was die karakters, en ook sy karakter het heel dag by die dromwater gesit. Antifia. Ja, Antifia, jy kry die water. As jy alle team is, dan kry jy die water. Net ook so manne kry van hy water. Hulle die water mos aangegeven in die pomp uit op 'n drom met 'n sak oor, dan word die vasgemaak. Hy water is lekker koel gewees daar. Stripsak om ja. Kyk hier maar koele bek. Antifia. Ek vind niemand water nie, maar hulle vir ook so manne. Pieter het nog gepraat van karakters en uitstaande spelers van die hele tyd en so aan. Lyk my jy het die vraag goed gememoriseer wat ons aangestuur het. Ja, het loop my so 'n bietjie vooruit, maar terwyl ons op daai punt is, wie was van die uitstaande spelers in hy tyd en derbies wat hulle nou uitgesien het vir ouens wat geklas het teen mekaar. Wie was die mynman in daai tyd wat hulle uit na gesien het? In Hemlets was daar een ou wat vir my uitstaande was. Hy was vir Marie se broer.
Hulle het vir hom genoem Johnny Bill. Hy het op 'n Saterdag het hy vir ongeluk by 'n bazaar. Hy het met hy het so 3-wiel gery. Hy het skooterbytjies, hy het 3-wiel skooterbytjies gery en toe vir ongeluk daar op die dryf soos jy nou gaan daar in die bos in. Toe ry die ding daar oor en hy is toe dood in daai ongeluk. Maar hy was een van die beste senters. Vir hom kan jy geklas het saam met Green Vigo van Saldanha. Hy was 'n goeie senter gewees. Johnny Bill het loop gesê vir Mari se broer oorlede vir Mari. Vir wie het hy toe gespeel daar? Hy het vir hom net so gespeel. Hy was 'n goeie speler gewees. En dan is daar Nikki Arons Medwin se pa. Ek gaan nie naam sê nie. Maar ook Nikki was ook hy was ook 'n goeie speler en dan het ons ook gehad 'n goeie wing as Carlos se pa. Kali. Daai was nou Hemletsman by Oaks, Louis Passens, John Staps, Godfrey Wagner. Daai was van die manne wat nou iets staande rugby gespeel het wat ek van weet. Toe ons kinders was, het ons altyd gaan kyk die rugby Saterdags. Daai het toe betaal ons 2 sent by die hek om ons te gaan. 2 sent, maar jy het nie sommer 2 sent gekry nie. Verstaan jy nou wat ek sê, geld was skaars. Ons het betaal 2 sent by die hek om in te gaan en dan gaan kyk ons wie is Staps. Ek het altyd gedink want jy hoof van Staps en daai het toe gaan skool jy hoof van Staps want jy weet nie wie is Staps nie. En ek het altyd gedink Michael Oppel is Staps totdat iemand vir my gesê nee, maar daar staan Staps. Dis die eerste keer toe ek Staps sien speel, maar ek het dan van Staps gehoor en Staps het daai tyd het hy gespeel vir die Proteas SA Federasie gespeel. En hy 1974 toe die British Lions is toe van Willie John McBride. Hulle het getoer en een van die wedstryde was teen die SA Federasie span. En hy het toe breek haar Maggoos uit in die dorp by ons. En Staps was geoormerk om vlei-af te speel in die Federasie span teen die British Lions. Toe word die dorp mos gesluit, niemand mag uitgaan nie. En so in kwarantyne geplaas en niemand en Staps kon nie gaan speel daai jaar nie. 2 jaar later het Staps gaan speel en ek het hom gaan kyk op Goodwood. Want ek het saam met hom gegaan. Ek het gekyk hoe hy gespeel het in die All Blacks van was dit nou in die Leslie se All Blacks 1976 ja. So in daai game het Staps dink die enigste punt aangeteken met 'n skepskop. So daai was van die goeie players. Bluebells het net sulke goeie players gehad. Ek praat nou van Japie Blake, dan praat ek van Albert van der Merwe. Hy was goeie spelers daar gewees en dan Pietie van Willie. Hy was net so goeie speler gewees. En daar's 'n paar plaasmanne, Geysius en Martinus was hy van Pakelsfontein. Hy was ook 'n goeie speler wat vir Bluebells gespeel het. So daar was goeie spelers van die plaas af. Joos Wanik, sy broer Ali Wanik, hulle het almal van die plaas af gekom om speel hierso. Okay. Maar Frank net voor die verder gaan, maar is in jou tyd toe jy nou so opgegroei, ons Pieter opgegroei, jy moes ook op 'n stadium die ryfase moes kom het. Wie was die uitstaande speler vir jou? Ja, Pieter kan nou lekker van oud tyd praat so. Ek wil nou 'n stukkie van die moderne tyd. In my tyd. Ja, ek het nou so gedink gister aan die lange lys. Die hele span, die hele eerste span van Mamelodi Klub van die 90s af was manne wat almal hoër as klubvlak rugby gaan speel het. Ek sal eers begin by manne wat leiers was in die span. Soos Dean Okkers voor en Derek van Niekerk agter. Dit was uitstaande rugby spelers wat ook goeie leierskappe getoon het. So voor Dean, die next generation, die Clark Robertson en hy manne laat hier kom en Derek van Niekerk het gesorg
die nuwe generasie wat daar weer kom, soos die Rowan Stapse. En dan kan ek ook aanval, ook van Rowan se kant af, hoe 'n goeie wedstrydwenner hy geraak het in die 90's. Ons het in die 90's was baie derbies geweest teen Wesbank. En die spanne het baie gelyk opgeweeg teen mekaar. So as jy 'n loskakel gehad het wat met 'n goue skopskoen wat vir jou die game kan change met 'n 100% kicking record of soos die John Staps wat die skepkop gesit het. Rowan was daai ou. So hy het altyd in my pad gestaan om ek was soos Pieter of baie Pieter is die ou wat vir my die bolle aangepas het aan die second team en Rowan was die golden boy gewees daar wat Derek laat deurkom het. Dat Derek later in toe van loskakel af senter toe geskuif het en Rowan het die spel gedikteer daar. Ander manne wat hier gekom het ook was Johannes Herman, ook 'n goeie skrimskakel in sy tyd. Paul Stapshakker, van die manne wat ons op die TV sien speel het. Ons praat oor van Boland, Wynland en WP. Soos ek sê, Clark, Dean het goed vir Clark ingelyf in die rugby in. Clark het baie roem verder verryk het. Agterlangs kan ek ook nog manne noem soos Norman Collins. Norman Collins was 'n vlugvoetige heel agter, ook die spel goed verstaan, posisionele spel baie goed. Ja, sy skopvoet ook gehad het. Ja, en dan wil ek ook nog een iemand wat saam met my ook hierdie onder 19 in die junior rugby van Mamelodi is, Jerome Isaacs. Jerome Isaacs was maar die mense ken nie van Jerome Isaacs nie. Bali. As ons praat van Bali, dan weet die mense. Bali Windhoek, ja. Hy was een van die vinnigste manne vandat ek rugby gespeel het. Toe ons teruggegaan het na die Mamelodi Morawiese daar. Daai tyd was ons 'n rugby trui was 'n WP trui, blou en wit. Later het dit maroon geraak. En Bali het saam met my al van atletiek daar het Bali altyd vir ons gewen. Maar ons wat dan saam as ons interskole dan was ons saam in die atletiekspan. Toe sal ons later saam rugby ook speel. Bali kan getuig daarvan van 19 daar en so verder aan. Dat hy crosskicks vir Boudenberg vir dagskop. Ek het hy vir Bali geskop, maar Bali het reis geskop. Ja, nee. Mense, ons gesels vanaand lekker rugby saam met Marius Apollos en Pieter Februarie. Rugby uit hulle era uit toe hulle gespeel het. Gesels gerus saam met ons in die comment section. Gepraat van comments sakkie, ek sien daar is 'n paar comments, so kom ons kyk gou vinnig daarna. Clark Robert sê goeienaand manne. Ja, maar baie insiggewende inligting. Pieter my bestuurder na Boland oefeninge en wedstryde. Marius saam my broer Owen en myself spanmaats in Krevenweek. Sasana Apollos sê, daai is my pa, daai Marius Apollos, wat een sas en been. Clark Roberts, Marius vertel van die teken van Jaco Toute teen Westra. Ons sal seker nou daarvan hoor. Okay, daar is die comments. Ja, Marius het nog genoem en ek kan getuig in daai era wat jy nou van gepraat het, baie goeie spelers en is like mens kon eintlik en ek het nou die dag gesels met iemand oor rugby in die verlede en hulle sal seker met my saamstem. Destyds het ons spanne baie groot gelyk. In terme van as jy nou kyk na die Dean Okkerse, by Hamlets, Andre Davids, die AB Arendses, maar dit wil vir my voorkom of ons almal die manne raak al hoe kleiner oor die jare, maar alhoewel ons die skill en die vlugvoetigheid nog het, maar ons sien nie meer daai groot spanne soos in die verlede nie en ja, en ek dink dit het miskien nou as 'n mens kyk na die nuwe rugby era en die tipe kompetisies wat 'n mens speel, miskien vir ons benadeel in 'n sin in terme van size van die spanne, want jy ding meer in 'n top kompetisie en dan speel jy teen spanne wat massive is. As ons kyk na sê byvoorbeeld in die WP Superliga A, 'n klubspan, sê 'n community span is moeilik om te compete teen manne soos 'n Villages en 'n Hamiltons wat
klasmanne koop of ouens wat klaarmaak met professionele rugby en dan daar by daai klubs gaan speel. So jy is eintlik heeltyd net benadeel want jy kan nie wen teen hy manne. Pieter, as ek nou moet terugkom na rugby en Mamorie toe, Jen Marius het beide die grondtrui oor die kop getrek. Hoe het dit vir jou op game dag gevoel? Dan as jy hy jersey oor die kop trek, en die speel moet met die tipe van spelers wat jy nou genoem het, wat jy genoem het, die speel saam sulke ons, hoe het dit gevoel en hoe was die crowd en goed, die ondersteuning vir die Sakkie, daai gevoel is 'n ander tipe gevoel gewees. As jy daar by die klubgroeps uitgedraaf het, en jy gaan deur daai hek, dan voel jy 'n ander mens. En die rugby was taaf geweest. Ons het 10 manne gespeel wat seker 2 keer so swaar soos ons was in sets. Dan moet jy plan maak om die bietjie bal wat jy in die game kry te gebruik. Maak as ons om hier by die skram aangewerk het, ons my agter. Hy was goed aan. Ek het al daai self gehoor. Dink jy so? Hy het gemaak. Marius kan jy nou val hy boer jou skoor uit. Marius het skoor toe kom hy val jy op Marius. Afgers Marius is kom uit potjie. Swaar manne wat ons daar gespeel, maar was 'n lekker experience geweest. En dit was absoluut 'n wonderlike ervaring om rugby te kon speel met vir die spanne. Daar was ouens van Hamlets wat ek daai tyd mee gespeel het. Abbas, ons het ook gesê Tantor, Abbas, Moses. Daar was Langsteen, Arends, Lok gespeel. Poen. Wat spoel so van nou weer? En die Poen. En die Poen is Ja, en die Poen se pa. Sy pa, Poen, ja. Nou Poen was Klufas, ja. Hy was 'n Lok geweest en dan het ons gehad Martin de Jong, ons het hom sommer gesê Mos. Hy was ons kaptein, maar hy was 'n Mos. Maar hy het daai jong weet op 'n rugbyveld hy het nie omgegee wat hy doen nie en hy het gelei van voor. So as hom lekker ons gespeel. Going Patrick, Oliver Patrick, Titus, Going goeie spelers. So elkante van Mamorie was daar goeie spelers. Hamlet het sy goeie spelers gehad. Mamorie het sy goeie spelers gehad. As daai spanne net by mekaar kon kom en daai goeie spelers dan glo ek ja was 'n span wat vir ons sou gewen het. So goed was die manne geweest en vandag se laities spelers is 'n bietjie kleiner, maar die All Blacks was al die jare nie groot manne nie. So een of twee groot manne geweest, maar die All Blacks se manne was ook, maar hulle was bonker geweest. Vierkantige kakebene gehad. Hulle ons spelers nou lyk my as 'n nyklas van die All Blacks destyds toe hulle kort en bonker en sterk was. So die manne verbeter. En die manne het natuurlik vandag die fasiliteite en goed om vir hulle bietjie te verbeter. Marius Clark het vroeër genoem van 'n Jaco Toute tackle. Verstel ons 'n bietjie meer van. Ja, dit was ons gespeel in Westerensveld. Is dit op die Kruiwenweek? Op die Kruiwenweek, ja. En het is al rondgeloop van die uitstaande spelers wat ons teen gaan speel. En Jaco Toute het as een van die name wat opgekom het. En ek het deurgeloop teen hom. Nou hoekom mense soms deurloop en ek kyk nou die rugby vandag is dat ons daai tyd het die rugby nie gegaan oor jy moet vir jou gekondisioneer het soos wat vandag. As jy nou sien die rugby sien so by die manne is in 'n gym in. Destyds was daar nie van 'n gym nie. Jy was meer fit gemaak gewees op buitekant op die veld. En die rugby het so baie verander. Ons het daai tyd in die kleedkamer gewarm, maar die warm-up vandag lyk soos 'n warm-up is so belangrik as jy lyk soos nog 'n oefening wat jy in die week kans gekry het om te doen. En dan dink jy myself, is jy wonder daar so 23 spelers en van players moet nog gemanage word. Want die rugby begin wanneer die tweede span sy tweede helfte begin,
dan begin hy eerste span se rugby met die warm-up. So jy het 'n ander rugby speler vandag definitief as daai tyd. Ja nee, absoluut. En sê vir my destyds, hoe was die support van die as jy kyk nou na vandag se rugby en destyds hoe hulle gespeel, hoe was die support van die community vir beide klubs? Was dit dieselfde soos dit nou is? Was die velde vol? Hoe het die mense getravel saam met teams? Ek dink op 'n Saterdag, ek dink dis iets wat die iets sê vir Maureen. Ek dink op 'n Saterdag maak die mense klaar dat huise sal leeg wees en die rugbyveld sal vol wees. As so die hartklop uit die huis uit en dan gebeur daar op die rugbyveld, selfs as uitgery het en daar was tye wat ons in die Boland moes ver uitry. Die support het gekom. En dit was altyd lekker tye om uit te gery het in busse. Ek weet nie hoe dit vandag in die busse gaan nie. Ek dink die busse seker te min vandag. Maar ook om by te sê dat ek sien deesdae is daar baie, ons sal maar sê huursoldate, manne van buitekant Mamre wat ook nou in Mamre speel in beide klubs, wat ook meer support bring na beide klubs toe. Toe ek sal sê miskien het die support base vir beide klubs gegroei oor die jare. Maar as ons mense terugkyk hoe die Mamreers die beide spanne gesupport het, is nou as next level. Okay, great. Sakkie, ons kyk, is daar nog 'n paar comments? Wat sê die produksiespan daarso? Sakkie, ons lees gou net, ons kyk wat sê die manne. Logan Roberts. Daar ja, Marius Apollos met Uncle Easter. Abraham Robertson. Moses was 'n goeie rugbyspeler. Angelo Arends sê Pieter het vir hom net ook gespeel en Marius ook by hom dus Judas begin. Ons het so gehoor Angelo, ons het so gehoor ja. Angelo sê Pieter dan niks van sy broer Davy wat Wynland gespeel het. Angelo ons kom maar by. Abraham Robertson sê Pieter, ek is 'n produk van Papkitswoording. Baie van daai manne het Atlantis Rugby Club begin. Marinus April sê ek dink op die kant moet probeer om Bluebell se ouens ook daar te kry. Also dankie vir julle wat saamgesels vanaand. Pieter, net voordat ons gaan na wat Angelo nou sê van Davy wat Wynland toe gespeel het. Jy het vir Mamre gespeel en op die stadion was jy meester, ek praat nou van meneer Timmy Davids, saam skool ook gehou. Toe jy by Mamre premier kom, toe is meneer Timmy mos nou daar. Toe speel jy nou vir Mamre en meneer Timmy was mos nou 'n skeieregter ook. Nou hoe het dit op 'n maandag gegaan vir alles jy hy passe wat nooit binne die skerm kom en die kom agter, dan hoe was die gesprek op 'n maandag by skool? Kyk jy maar mister het ook mos tyd het, mister was mos 'n sekere leer man. So sê oom was hy so goed. So dit was te vinnig vir sy oog te vol. Okay. Maar ons het weer gekom daarmee. En maar het jy jou maandag berusp daaroor? Nee, hy het nie geweet daarvan. Pieter maar selfs meester as administrateur, ek weet nog nie het hy op die rugby gespeel het nie. Miskien meester het vir Oaks tweede span gespeel. Hy was die kicker in die span. Okay, so hy was 'n flyer. Nee, wat posisie meester gespeel man. Maar ek weet hy was in die voorspelers, maar hy het geskop hulle toe. So meester die slotte het ook baie toe geskop so. Sal hy verbaas wees. Ja. Maar meneer Tini en Pres Donald Wilman was twee goeie administrateurs. Hulle was goeie administrateurs, ja, en dan kan ons praat van Clive Everton. Ook 'n goeie speler. Goeie speler en 'n goeie administrateur. Hy Clive Everton het vir jou die notulen gelees uit sy kop uit. As jy nou verstaan wat ek bedoel. Ja, man, as ons kyk na die nalatenskap en as ons praat van
rugby of die hart van rugby in Mamorie. Wat en ons het nou gehoor lekker staaltjies uit julle daar uit as spelers en hoe julle vertel het van spelers uit julle era. Sê vir my wat 'n nalatenskap of wat sal julle sê of die boodskap vir die nuwe generasie spelers in Mamorie? Watter raad sou julle vir hulle gee om die game vorentoe te vat en vir die jong rugby spelers in die dorp moet ek sê moet nooit ophou om te droom nie. Droom groot en werk daarna toe. Daar moet ergens waar moet daar beloning kom as jy hard werk. Ons het verskriklike goeie spelers, jong spelers in die dorp. As jy so Saterdags kyk en jy kyk vir Hamlets daar by die veld en jy kyk vir Mamorie op die veld, dan sien jy goeie spelers wat daar besig is om op die veld alle ding te doen. Maar hy manne moet groot droom. Is nie 'n skande om te droom nie. Jy moet droom. Jy weet nooit waar jy in jou drome gaan uitkom nie. So die spelers moet net hulle beste gee en nederig bly. Dis die belangrikste, jy moet nederig bly. En tesame met dit wil ek sê die spelers moet terugkeer na daai era waar Hamlets gegaan het, as jy die bus klim en jy gaan na veld toe, dan sê gekoller en getaai moet sê Hamlets baadjie, sê koller, nice broekie en Mamorie dieselfde. Daai spanne het statements gemaak as hulle by 'n dorp uitgekom het op 'n veld gestap. En dan stap hy manne uit die bus uit so 1-1 en hulle is in hulle klipklere gekoller en getaai. Vandag se spelers kom sommer hier en sê manga kom speel, dit is 'n deel van die dissipline van 'n rugby span nie. Jy kom self uit. Jy het altyd met jou netjies op baadjie en jou taai gegaan. Selfde sakkie, jy was voorsitter van Mamorie. Van Marius, ons het gegaan, daar is ons gekoller en getaai. Vanaand kom ons op by bus terug. Ons het ons 'n drankie gedrink, so baie so maar lekker tipsie gewees. Maar die trots is daar. Die trots is daar, ja. Ja. Marius, wat kan jy sê vir die jonger generasie? As die spelers nou hoor hoe die manne van destyds gekleed het, dan kry hulle seker die boodskap. Destydse spelers het baie met respek na uitgegaan en gewys vir die opponente wat respek is vir die sport. So die spelers vandag sal moet besef waar vandaan kom hulle. Hulle kom van 'n era af wat respek gehad het vir die sport. So as hulle weet waantoe hulle op pad is, dan moet hulle respek saam met hulle neem. Vandag is daar baie geleenthede. Ek gaan nou sommer net weer noem in die Clark Roberts era en in die Kevin Payson era. Was daar nie baie geleenthede vir wat ons seuns vandag het nie. En die deure is oop vir hulle daar. En mens kan sien in die dorpe dat die manne is ernstig besig. Hulle lewe vir rugby, hulle kyk na hulle liggame en dit is iets goeds om te sien. Maar hulle moet weet die kompetisie om daar bo uit te kom is baie taaf. Omdat die deure oopgemaak is vir almal, is daar 'n horde klomp spelers wat bo uitkom. En dit is nie almal wat dit gaan maak as 'n professionele rugby speler nie. Maar ook net 'n wenk is as jy 'n student is en dat jy dan net iets op jou naam moet kry, want na rugby moet jy nog steeds lewe. Jy moet iets op jou naam hê en as dit nie vir jou beskore is nie, kyk jy wil almal van ons gaan eendag families het en so, en hoe gaan jy inkomste kry? So 'n mens moet 'n balans kry tussen jou akademie en jou sport en ek is reg soos Pieter daar sê, fight for your dreams and believe you can achieve. Okay, great. Pieter, jy voordat ek toemaak hierso vanaand, jy kom uit 'n sportfamilie. Ek dink 70 of 80% van jou broers het self die game gespeel. Ja. En vertel ons 'n bietjie meer van wat daar in die Februarie huishouding altyd aangegaan het. En julle is musikante ook. Ja, net ek kyk
Boots het my oudste broer Aikie was het om te sê Boots. Boots het gespeel ook vir Mamrie, vir Oaks gespeel, vir Mamrie gespeel. Sy rugby het hy beëindig toe die ref se naam was Mr. Barris op Eppensdale. Toe hulle die bal knock on en die bal weer optel Eppensdale en hulle gaat score, dus Barris so staan om die streep toe. Toe ons weer sien, toe staan Barris so wat en deze bal op die grond stikken. Toe Boots op aan die voorbijgang met die kop geslaan en so het Boots se rugby tot 'n einde gekom. My broer Johnny het lank vir Mamrie voor hy gespeel. Totdat hy uitgetree het. Davy natuurlik was die skimskakel. Ek was die tweede skimskakel. Hy was die eerste skimskakel. So bereik hy mos. Soos is hom kind. Ja, so. Hy het so nou, hy het hier en daar vir Wynland gaan speel. Wynland was provinsiale span. Wat eintlik uit die Boland uit ontstaan het. Het Davy gespeel, skimskakel vir Wynland. Dan daarna het center gespeel. Erikie het flyer gespeel, soos dit ja Lekkie, hy was 'n flyer, hy was net gewees. Hy het flyer gespeel ook vir Mamrie. Tommy het nommer 8 gespeel, en flank gespeel. Rowan het net op skoolvlak rugby gespeel. Sy eerste game wat hy speel toe ek die ref. Toe speel hy in die onder eerspannetjie. Toe beland hy onder en skrim, nee, dis ek, jy gaan af. So, hy was in van sy rugby loopbaan. Ek weet nie op Christian rugby speel, maar ek was kan nie door dat Christian rugby speel. Maar hy en Tommy is mos nou die manne wat musiek maak, ek kan so lang. So klein bietjie gitaar speel, maandag, dinsdag, Annemiek en woensdag, daarna dinsdag, Annemiek en woensdag, wat ek kan doen. En die mondvlekkie. En 'n bietjie mondvlekkie blaas, ja. Maar dit is Die susters sportief. Eileen, my oorlede suster, het netbal gespeel en sy was ook 'n LO onderwyseres gewees. Sy het netbal afgegaan en netbal gespeel. Ewer weet ek het nie netbal gespeel nie. Ewer het ook in die bassin geblaas. Vir die van julle wat saam kyk, al die name wat Davy genoem het, dit is nie 'n rugby span, dit is sy broers eintlik. Maar hulle was 'n rugby span, so ja. Pieter en Marius, net ter afsluiting, as ek nou vir vanaand vra, as jy eendag van rugby en Mamrie kan herleef in die grondtrek, wat het daar sou wees? Maar ek self gespeel. Yes. Hy was die final gewees in watter jaar was dit gewees? Second team final, hy daar toe speel ons first team met final gespeel en die second team met final gespeel, dus evenbaar daar onder in Boston gewees. Ek het fullback gespeel. Hy daar toe wen ons hy manne. Dit was 'n Wesbank gewees wat ons gewen het daaronder. Hy is my game wat ek nou sou sê my beste game in 'n Mamrie tyd. In 'n Mamrie tyd gewees het, ja. Die final van Boland Liga. En die first team het ook die final gewen, ook die Wesbank. Hy aan toe dans ons aan die saal wat ons gebeur het daar. Dis maar ons het gedans daar. Maar is of jy? Ek kan nog half graps gewys sê, maar dit het gebeur. En dis weer 'n Wesbank Mamrie game. Ja. Ek is op die bank. Daai tyd se rugby was jy word nie gemanage van die bank af. Jy kan net opgaan as 'n besering is. Mamrie speel teen Wesbank. Wesbank Hoërskool. Die jaar was 1995. Hulle en die Webjalis trofee beweeg rond in die land. Wesbank skool reël 'n trekpleister om die twee gesogte klubs Mamrie en Wesbank 'n derby game te maak op die ID Du Plessis stadion. Ek het opgekom in die game en ek moes teen Clifton Niemand speel wat 'n Boland speler hy dit was. Ek het omtrent 3/4 van die wedstryd gespeel en ons het daai dag 3-0 gewen.
Russell Andrews was hy het betrokke gewees ook by Westbank Hoërskool wat ook gekry het saam met meneer Koji om die trofee, die Webb Ellis trofee daar te kry. So vir my het hy oomblik gevoel wie daai dag wen, hy wen daai beker, hy wen die Webb Ellis, hy wen die World Cup. So ek het dan my groen trui oor die kop getrek en die Webb Ellis trofee daai dag verower. Maar wat ek net wil sê is die Springbok het nou so baie keer die Webb Ellis trofee gewen. Hoeveel keer is dit nou Franco? 4. Maar dit het nog nie een keer Mamorie toe gekom nie. En ons moet soos Gavin wat 'n Springbok is. Hy moet dan 'n geleentheid skep dat die Webb Ellis trofee hier rond doen voordat hy weer in 'n ander span se hande kom. Daar was baie jare geleentheid as jy kyk 4 keer World Champions, maar hy was nog geen Mamorie. So Gavin as jy vanaand kyk, sorg dat die Webb Ellis trofee in Mamorie toe kom. Goeie idee daar, Marius, dankie. Sakkie, definitief 'n goeie geselsie vanaand gehad. Maar nou ons het ongelukkig gekom tot of aan die einde van ons program. Net voordat ons hulle goed bring, dat ons net gou 'n paar Mamorie se 2 dames uit Tereska en Serazan Kabuka. Hulle is in die Boland onder 20 span opgeneem. Hulle is tans in Johannesburg waar hulle besig is. So dames, as julle vanaand kyk of luister, sterkte daarso en geluk met julle insluiting. Ons is trots op julle hoor. Ons is op die kantlyn en namens die OK Sewers komitee wil ons vir julle sê geluk en ons is super trots op julle. En ons sien Tereska het vandag 'n baie mooi try geskoor, Sakkie intercept try. En is ongelooflik om te sien op haar video haar versnelling van die merk af. Sy is verskriklik vinnig. So en ek dink die kommentators maak melding van 'n spoed daar. So Tereska, baie geluk met jou performance daar vandag. Ons hou vir julle dop. Dan ook Mamorie se dames span speel eerskomende Saterdag die Sanlam Boland top 8 wedstryd teen Hexvallei. Die wedstryd is in die Dorings. Die busgeld is R200 per persoon. As daar mense is wat wil saamgaan, maak kontak met die bestuur van die klub. Ek dink is Desiree Persens, Emile Adams en Samila Solomons. Ek dink julle kan met hulle kontak maak as daar mense is wat belangstel om saam te wil gaan. Ek glo met die 15 man kode wat alreeds sy einde bereik het, behoort ons as ons regter waar die girls wil gaan support, ons behoort 'n bus of 2 vol te maak en die dames ook te gaan ondersteun, soos wat hulle Saterdag die manne ondersteun op die veld. Ja. En dan Hamlets Rugby Club hou op die 24ste Oktober hulle jaardans. Soos ons dit sê, dis R150 'n kaartjie. So die van julle wat die klub daar wil ondersteun en die spelers kry gerus jou kaartjie by een van die bestuurslede. En ja, 24 Oktober. Ek glo dit sal 'n fantastiese funksie wees. Vir die laatslapers, die Miss Mamorie is uitgestel tot die 8de November toe. Maak kontak met Emile Adams. As jy nog wil deelneem. Ek sien Ember smile so hierso in die agterkant. Dit lyk asof Ember ook gaan deelneem. Emile, Ember gaan jou kontak later vanaand ook. Moenie bekommerd wees as jy sal inskryf. Vir die ander laatslapers, die dames wat nog wil inskryf, maak gerus kontak met Emile Adams. Ja. En dan Mamorie Rugby Club hou op die 21ste November hou hulle jaardans. So kaartjies is nog beskikbaar by hulle bestuurslede teen R250 per persoon. En ek glo Mamorie Rugby Club sal vir hulle ondersteuners 'n goeie funksie wil opsit daarso. So kontak die bestuurslede, kry hulle kaartjies en eindig die jaar af op 'n lekker noot saam met Mamorie Rugby Club. Ek wil net sê Mamorie se kaartjies is beskikbaar by Desiree Persens, Emile Adams, Benet Stadler en Samila Solomons. Hamlet se kaartjies is beskikbaar by Didi, by Angelo Arends, Ruben Damon en Wilma Titus. Julle kan by daai mense die kaartjies wat afval hoor. Ek het nog vir julle gesê waar julle kaartjies kan kry. Moenie sê julle het nie geweet nie by wie julle kaartjies kan kry nie. Daar is nog kaartjies. Maak seker jy kry jou kaartjie. Pieter, Marius, baie dankie dat julle gekom het. Baie dankie vir julle insaag vanaand. Ek dink dit was 'n lekker gesprek en mense sien uit na nog meer en meer as jy weet
van nog ouens wat nog meer kan vertel. Stuur ons die name, stuur ons die foonnommers, ons sal die mense kontak. Sakkie, ek dink ons moet volgende geleentheid gebruik om cricket in Maputo te gesels. En die cricket wat ek weet. Okay, Pieter, ons gaan naby kom. Ek het voorgenoem dat Pieter en Marius het saam cricket ook gespeel vir Mamre. En hulle speel deesdae saam golf. Hulle wen hier bekers en hier slaat die golfbane aan die brand. Saam met Gade Pree ook. So die manne is so spreekers dit. Multi-talent. Hulle is multi. Vir al die opwekende kykers tot volgende week. Selfde tyd, selfde plek. Tot ziens. As hy mooi weer Baie dankie. Goed gaan.